Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe bereik. Nou liewe vriende, 'n renoster se sig is glad nie goed nie. Dis eintlik baie swak. Daar word gesê dat op 30 meter dan kan hulle 'n stilstaande persoon nie uitmaak nie. Dis nou in die dag en in die nag sien hulle hom omtrent soos wat ons as mense sien nie baie goed nie. 'n Tier aan die ander kant sien in die dag omtrent soos wat 'n mens sien, maar in die aand 6 keer beter as wat 'n mens sien. So dit is waar hulle geweldig verskil in hulle sig en in hulle visie ook, wat sekerlik 'n groot deel van hulle lewe en hulle optrede bepaal en dit wat hulle doen. En net soos dit met ons ook, hoe ons sig of ons visie is geestelik, bepaal alles in ons lewe. Hoe ons optree en dinge hanteer in ons lewe dan ook. Om vrae te vra is sekerlik baie belangrik en om antwoorde daarop te kry is natuurlik die resultaat wat verlang word. Ons mag dalk nie altyd hou van die antwoord nie, maar ten minste kom ons by die waarheid uit. En dis nodig dat sekerlik vrae gevra word en die regte antwoorde ook so gekry word. Net so die Here in die Bybel dikwels vrae gevra en toegelaat dat mense self vrae vra en hy het ook self dikwels vrae gevra om mense te lei dan ook. In Matteus 21 vers 22 sê en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Jy weet, dit is juis in gebed om te vra, om geestelik te vra, dat ons geestelike insig sal kry en sal groei, want ons sal glo. In Matteus 21 vers 24 staan daar en Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra. En as julle my dit sal sê, sal ek julle ook vertel uit watter gesag ek hierdie dinge doen. Dikwels het die Here vir mense vrae gevra om hulle te lei op 'n geestelike weg, om hulle geestelike insig te gee, sodat hulle kon verstaan wat gebeur en dat hulle keuse kon maak of hulle die Here wil dien. In Markus 1 vers 27 staan daar, en almal was verbaas sodat hulle onder mekaar vra en sê, wat is dit? Watter nuwe leer is dit? Dat hy met gesag ook die onrein geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is. U sien, die optredes, die dade van die Here het daartoe gelei dat mense geestelike vrae begin vra het en antwoorde daarop gesoek het dan ook. En net so moet ons lewe ook wees, liewe vriende, van so 'n aard dat dit mense sal lei om geestelike vrae te vra en dat hulle nader aan die Here mag kom dan ook. Ons lees byvoorbeeld in Markus 8 vers 5, toe vra hy hulle, hoeveel brode het julle? En hulle sê 7. En nou ja, en die Here het 'n wonderwerk gedoen. In Markus 8 vers 23, bietjie later staan daar, hy neem toe die blinde by die hand en lei hom buitekant die dorp, en nadat hy sy oë gespieg en hom die hande opgelê het, vra hy hom of hy iets sien. En weer eens kom die Here kom vra 'n vraag, wat daartoe gelei het, dat hierdie man die wonderwerk al hoe meer waardeer het van dit wat God kom doen het. En net so kom die Here ook. En hy bring ons in omstandighede, en hy vra ons sekere dinge, waarop ons moet antwoord, liewe vriende. So, en wanneer ons daarop begin antwoord, gaan ons begin dink en meer geestelike insig kry in sake. In Markus 9 vers 33 staan daar, en hy het in Kapernaum gekom, en toe hy in die huis was, vra hy hulle, wat het julle op die pad met mekaar geredeneer? Nou weer eens, vra die Here 'n vraag, om die disippels te kry om te antwoord, wat is dit wat julle met mekaar praat? En na aanleiding van die antwoord het die Here vir hulle gewys van die lelike dinge wat in hulle hart is, die hoogmoedigheid en die selfverheffing wat daar dan ook is. In Lukas 18 vers 18 staan daar, en 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou, liewe vriende, hier was nou 'n man wat die Here gesien en al die wonderwerke en dinge gehoor het, en dit het daartoe gelei dat hy hierdie vraag kon vra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat is dit waarin die Here u lei en wat die Here wil hê dat u die regte geestelike vrae begin vra? Miskien moet u hierdie vraag vra, hoe kan ek die ewige lewe beerwe? En mag die Here u antwoord. Kom ons bid. Ons dierbare Here, baie dankie dat u ons lei en dat u vir ons vrae vra en ons gedagtes rig en vra, sodat ons geestelik kan groei en toeneem. Amen.